Sommige mense het eers geglo dat daar 'n dik waterkolom om die aarde was en dat dit is waar al die water vir die vloed vandaan gekom het. Baie navorsing is egter hieroor gedoen en indien daar wel voor die vloed 'n waterkolom om die aarde was, sou daardie kolom nooit meer as 2 meter dik kon gewees het nie, omdat die temperatuur op aarde veel te hoog sou gewees het weens die kweekhuiseffek. 'n 2 meter dik waterkolom om die aarde sou ook nie juis 'n groot bydra tot die 40 dae en nagte van konstante reënval gemaak het nie. Volgens die katastrofiese plaattektonika model sou vulkaniese aktiwiteite veroorsaak het dat daar enorme hoeveelhede stoom vanuit die aarde vrygelaat sou gewees het, wat tot intense globale reënval sou gelei het, soos ek nou vir jou verduidelik het. Die water vir die vloed het dus beslis nie net uit die lug geval nie. Meeste van die water het waarskynlik vanuit die aarde en die see gekom. Kom ons kyk net vinnig na fossiele. Wat is dit en hoe word hulle gevorm? 'n Fossiel is die oorblyfsel van 'n eens lewendige antieke organisme, ongeveer 4500 jaar oud, wat in rotsmateriaal gepreserveer en omsluit is. Dit sluit plante, diere en hulle oorblyfsels in, soos skulpe en tande, bene of volledige skelette, as ook hulle spore. Sekere fossiele bevat nie meer die dier se oorspronklike materiaal nie, maar bestaan uit minerale wat die organisme binnengedring en so die organisme se vorm aangeneem het. Hierdie minerale het uiteindelik verhard tot klip, ons sê dit het versteen, en so is die minerale nou in die presiese vorm van die organisme, of 'n deel daarvan, maar die organisme self is missing in action. Die organisme word nou 'n fossiel genoem. Navorsers het bevind dat hoenderbene en hout binne slegs 5 tot 10 jaar met minerale vervang kan word, terwyl 'n groot dinosourusbeen honderde jare mag neem voordat dit heeltemal mineraliseer. Dit alles hang net af van die toestande waaronder die gebeendere begrawe is. Baie dinosaurus oorblyfsels het nog steeds nie versteen nie. Om die waarheid te sê, meer as die helfte van die fossiel is nog oorspronklike been, nie klip nie. Sekere visfossiele ruik steeds na vis wanneer hulle eers ontdek word. Verskeie bome wat op dieselfde stadium as die dinosourusse geleef het, se hout is gepreserveer, maar dit het nog nie gefossileer nie.